Kom ons buig ons hoof dan bid ons saam. Here, ons glo dat alle goeie gawes van U afkom. U is die gewer van alle goeie gawes. Dankie dat ons nou in U teenwoordigheid kan wees. Amen. Ek groet julle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons is besig met die reeks Vind jou hoed en ons is by die 3de week dan by die blou hoed. Nadat die Here Jesus die vyand op Golgotha oorwin het, lees ons in Efesiërs 4, het hy op sy triomftog gegaan en sy Heilige Gees het toe genadegawes aan die gelowiges uitgedeel, charismata. Dit is die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Nou in die verlede het ons gedink dat wanneer Paulus hier praat van die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars, dat hy eintlik van die ampte praat. Hier word egter volgens Paulus gepraat van die charismata, van die genadegawes. Die genadegawes wat God deur sy Gees aan elke gelowige gee. Waarmee ons die kerk moet opbou, sterker maak, geestelik wat groei of uitbou, met ander woorde groter maak. In ons reeks Vind jou hoed simboliseer die hoede die 5 genadegawes van Efesiërs 5. En elkeen van ons dra dan ten minste een van die hoede. Ek dink die meeste van ons kom agter soos wat ons verder gaan. My hoed is dalk blou of pers of rooi, maar ek het 'n paar groen of rooi kolle. Of hoe ook al dan. Ek stap nou eendag by die kerkkantoor in, waar 2 baie betrokke lidmate vir my sê, nee Fanie, ons het hierdie goed so gekyk. Ons is nie een van hierdie 5 nie. Toevallig weet ek dat albei van hulle ten minste 2 of 3 van hierdie hoede op het. 'n Ander lidmaat het weer gesê, maar praat ons nie hier net met die dominees nie, dalk nog met die kerkraad. Julle is tog die herders en die leraars en die sendlinge wat op ons muur geplak word, dit is ons evangeliste en ons apostels, ons het hulle gestuur. En die profete, wel, ons dink hulle stemme het deur die eeue stil geword, daar is eintlik meer profete nie. Broers en susters, en tot my skaamte moet ek erken vandag dat ek min of meer dieselfde gedink het. Wel, eintlik moet ek dalk bely, ek het dit nie heeltemal verstaan nie. Ek het gedink, Paulus praat hier van kerkleiers. En die ander charismata waarvan ons lees in Romeine en Korintiërs, dis die genadegawes wat lidmate dan het. Maar nee, Efesiërs 4 vers 7 sê baie duidelik, maar aan elkeen is 'n genadegawe gegee, aan elkeen. Nie aan elke kerkleier nie net aan dominees nie, aan elkeen van ons. So kom ek verduidelik dit so. Ons het in die verlede, wanneer ons 'n ontdek jou gawe kursus doen, dan het ons gefokus op die lyste van Romeine en Efesiërs. Die gawe van sprekende tale, die uitleg van tale, die gawe van wonders, van genesing, van geloof, van gebed, bemoediging, gasvryheid, onderrig, onderskeiding, wysheid, kennis, profesie, van diens. In Efesiërs sê Paulus, is die gawes die mense self. Met ander woorde, nog voordat ons praat oor jou vermoëns, jou talente, jou gawes, jou skills, moet jy besef, jy is 'n genadegawe aan die gemeente. In die ander gedeeltes praat hy van spesifieke vermoëns, skills sal ons dit ook noem, toerusting wat God aan jou gee, waarmee jy die gemeente kan dien. Laat ek gou hierdie beeld vir julle gebruik. Kom ons sê, ons moet 'n huis bou. Of ons moet 'n kamer aanbou aan ons huis. Wie het jy nodig om 'n huis te kan bou? Jy het 'n argitek nodig, jy het 'n bouaannemer nodig, 'n metselaar, 'n elektriesien, loodgieter. In terme van gemeentebou is dit die apostels, profete, evangeliste, herders en leraars. Dis wie het jy nodig? Maar dan, so kom ons sê jy het die gawe om 'n bouer te wees.
Dis jou roeping, dis jou amp. Dis vir jou lekker om 'n bouer te wees, dis wie jy is. Watter tools het jy nodig om jou werk te kan doen, om 'n bouer te kan wees? Wat het jy nodig? Jy het 'n potlood, papier met die planne op nodig. Jy het 'n troffel, 'n graaf, 'n krywe, 'n waterpas of 'n skietlood en 'n boor nodig om jou werk te kan doen, om te kan bou. Dit is die gawes wat Romeine en Korintiërs dan vir jou noem. Dit is die skills wat jy nodig het. Dit is die toerusting wat jy moet gebruik. So kom ons sê, in die beeld is die bouer is gelyk aan 'n apostel. Dit is die genadegawe wat jy is. Jou roeping as apostel is om die gemeente uit te bou, deur nuwe geleenthede raak te sien. Die tools wat die Gees vir jou gee, is dan die gawe van onderskeiding, van wysheid, van kennis. Wat ook al. Of kom ons sê, in die beeld wat ons gebruik, jy is die loodgieter. 'n Loodgieter kan ook 'n potlood gebruik, kan ook papier gebruik, hy het ook 'n waterpas nodig. 'n Loodgieter gebruik ook soms 'n boor, maar 'n loodgieter gebruik dit op ander plekke en op ander maniere as wat die bouer dit gebruik. Maar as ons daarna kyk, dan sal ons sê, maar dit is dieselfde toerusting. Dis dieselfde genadegawes. So jy kan 'n herder ook wees, en dan gebruik jy ook die gawes van bemoediging en van geloof, en van onderskeiding, en van wysheid en kennis. Maar jy gebruik dit op heeltemal ander maniere en op ander plekke. Maar jy het ook daardie gawes. So op daardie manier kan ons sê, kan jy een van hierdie 5 hoede dra, maar jy het ook skakerings van die ander hoede dra jy ook. Of jy kan hierdie bepaalde gawe hê, maar die tools wat jy gebruik, die genadegawes wat jy gebruik, verskil heeltemal van iemand anders wat dalk presies dieselfde hoed dra as jy. Het gaan wissel en afhang van die taak wat die Here vir jou op daardie oomblik gee. Elkeen van ons is 'n gawe. Apostel, profete, evangeliste, herders of leraars. Ten minste een van die 5 hoede gaan jy dra. En dan elkeen van ons het ook gawes. Die Gees gee dit soos wat hy wil, soos wat die kerk nodig het op daardie oomblik in tyd. En ek en Dominee Albertus het hieroor gesels en ons stem hieroor saam. Dit was vir ons ook 'n groot kopskuif. Maar ons dink dit is waar. En dit is bevrydend en dit is goeie nuus. Nog een laaste ding wat ek vir julle wil uitlig. Ons fokus vandag op die blou hoed van die profeet. Maar die gawelyste van Romeine en Korintiërs, broers en susters, dit kan mos nie wees dat daardie lyste, die finale lyste is, dat dit al is, al genadegawes wat 'n mens nodig het om 'n gemeente te kan bou nie. En wat die behoeftes van ons gemeente vandag verskil mos van die gemeentes van die eerste en die tweede eeu na Christus. Van daardie gawes is vandag glad nie meer nodig nie. En daarom het sommige van hulle, glo ek, verdwyn. En dit is nie te sê dat God dit nie weer vandag kan gebruik wanneer die kerk dit nodig het nie, want hy gee soos wat hy wil en soos wat die kerk nodig het. En dan is daar ook vandag baie nuwe gawes. Dinge soos rekenaarvaardigheid, finansiële bestuursvaardighede, administrasievaardigheid, selfs die gawe van motorwerktuigkundige, die gawe van sosiale media bestuur, die gawes van beeldende en skepende kunste, musiek, drama. Ek dink die Here sal die heeltyd nuwe gawes aan die kerk gee, presies soos wat die kerk nodig het. Ek hoop dit maak julle nog meer opgewonde om agter te kom waar jy inpas. Maar met die oog op vandag se gedeelte, kom ons lees saam Jeremia 1 vanaf vers 4. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my, jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het.
En hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê, ek het nou my woorde in jou mond gelê. Kyk, ek sal jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke, om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. As ons praat van die gawe van profesie, die gawe van die profeet, waarvan praat ons? Die meeste gelowiges, dink ek, baie gelowiges ten minste, dink dat 'n profeet iemand is wat die toekoms voorspel. Maar dis egter nie waar nie. 'n Toekomsvoorspeller word ook 'n waarsêer genoem en die Bybel is baie duidelik daaroor dat waarsêery sonde is. Ek kry baie sulke WhatsApp en deesdae soms e-posse van sulke kamakastige profete, mense wat aanspraak maak daarop dat hulle profete is. Hulle maak gewoonlik daarop aanspraak dat hulle die huidige tendense in die wêreldpolitiek kan herinterpreteer en dan kan hulle op grond daarvan voorspel dat die Here binnekort weer gaan terugkom. Soms gaan hulle selfs so ver om met arrogansie 'n datum te voorspel. Broers en susters, laat ek dit in geen onduidelike terme vir julle sê nie. Ek wens dat die Here weer wil kom. Hy kan maar nou kom, ek sal nie omgee nie. Albertus sê, dan hoef ons nie te bekommer oor ons aftrede nie, en ek hoef my nie te bekommer oor die kinders se studiekostes nie. So kom nou, Here Jesus, dis wat ons bid. Ek het 'n dominee vriend wat al diep in sy 30's was, voordat hy uiteindelik sy vrou ontmoet het, en vir jare moes ons, sy vriende, saam met hom bid, op sy versoek, dat hy tog asseblief 'n vrou moet kry. En totdat weet hy my eendag, so in Januarie, dat hy die 4de Desember daardie jaar gaan trou en ek is genooi na die troue toe. Toe spot ek hom en ek sê vir hom, maar ek het 'n profesie van die Here gekry, die Here kom die 3de Desember weer terug. En toe spot die vriend van my saam en hy sê, wel dan gaan hy vir die Here vra of hy hom en sy vrou dan nie asseblief eers net na die honeymoon kan kom optel nie. Want hy wil eers voel, hoe voel dit om getroud te wees? My antwoord was, dat om getroud te wees lekker is, maar dit is hom ook nie so lekker dat jy die wederkoms moet wegbid nie. Ek terg nou 'n bietjie daaroor, maar my bekommernis is, dat baie mense die nuus kyk of lees, dat Iran het vir Israel aangeval, en dan hoor ek in die week wat verby is, hoe 'n bekende en 'n gerespekteerde geestelike leier sê, dit is die teken van die eindtye. Jesus se wederkoms is naby. Broers en susters, dis okay om te sê, ek wens Jesus kom. En dit is reg om te sê, as ons na die tye kyk, dan is die eindtye, ons leef in die eindtye, maar broers en susters, ons leef al in die eindtye vir die laaste 2000 jaar. Het is nie okay om te voorspel, op grond van hierdie en hierdie wêreldgebeure, kom die Here voor die einde van Desember nie. Broers en susters, Jesus het gesê dat net die Vader weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Nie eens die engele in die hemele om sy troon weet nie. Die Here kan oor 5 sekondes weerkom. Profesie, die gawe van profesie, gaan nie oor toekomsvoorspelling nie. Dit gaan nie daaroor dat Jesus vir jou 'n glimpsie gee op die toekomsgebeure nie. Dis nie wat 'n profeet doen nie. Die gawe van profesie is nie die gawe om in die toekoms in te kan sien nie. Dis nie net 'n ander manier om eintlik in 'n glasbal in te kyk en mense se toekoms te voorspel nie. 'n Profeet in die Ou Testament het altyd sy boodskap met hierdie formule begin, hierdie woorde begin. Ko amar Jahwe. Wat beteken, so spreek die Here. Dit is wat die Here gesê het. Gaan sê, tot hiertoe was dit nou ek wat gepraat het, maar nou, ko amar Jahwe, van hier af praat die Here. 'n Profeet moet God se wil op hierdie oomblik in tyd aan sy gemeente bekend maak. Ons het hierdie week het ons gaan ons saam lees Jeremia se verhaal, die verhaal van 'n profeet.
En dit begin baie duidelik, dit baie duidelik te maak dat dit God is wat in Jeremia se lewe ingryp. Die woord van die Here het tot Jeremia gekom. Jeremia het 'n boodskap van die Here afgekry. En die Here sê vir die jongman Jeremia, Jeremia, ek ken jou al van voordat jy nog gebore is. En toe al het ek jou aan my gewy. Toe al het ek jou geroep om 'n profeet te wees. Die een wat die storie begin, in hierdie geval is nie Jeremia nie, dis God self. God het iets om te sê vir sy volk en hy kies vir Jeremia. Hy sê, ek het eintlik jou lankal gekies om in hierdie oomblik in tyd vandag vir die gemeente te gaan sê wat ek wil sê. En dan stel hy hom aan om namens hom te gaan praat. Hy stel hom aan as 'n boodskapper. In vers 7 lees ons wat Jeremia se mandaat is. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur. En alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red. En dan het Jeremia hierdie geestelike ervaring dat die Here aan sy mond raak en vir hom sê, nou het ek my woorde in jou mond gelê. 'n Profeet is dus die boodskapper van God, die mondstuk van God. En, sê God vir Jeremia, ek sal jou vandag aan oor nasies en oor koninkryke om af te breek en uit te roei, om te vernietig en plat te slaan, te bou en te vestig. Sê dit is wat 'n profeet doen. 'n Profeet is dikwels die een wat sy vinger druk op die seer plekkie in die gemeente of op die seer plekkie in die gemeenskap. Die wond wat daar is. Die ding wat nie reg is nie. 'n Profeet wys ons waar iets nie reg werk nie. En neem ons elke keer terug na die waarheid van sy woord. 'n Profeet breek die woord van die Here so oop dat ons onsself daarin kan spieël. Sodat ons God se wil, sy plan vir ons lewe kan raak sien. In hierdie sin is 'n profeet die gemeente se gewete. Ons sê ons altyd jou gewete is daar die stemmetjie wanneer jy iets verkeerd doen. En ek sê altyd die Here praat nie met 'n klein stemmetjie, die Here praat met 'n stem. So dit is daardie stem in jou wat vir jou sê, dis nie reg nie. Kies wat goed en reg is vir jou. Profeet is die gemeente se gewete. Profete roep ons op tot 'n lewende verhouding met die Here. Profete is die beskermers, die bewakers van die kernwaarhede van die skrif. En daarom moet 'n profeet iemand wees wat in 'n baie noue verhouding met die Here leef. Hulle is sensitief vir God se wil. Hulle is nie voorspellers van die toekoms nie, maar hulle is visionêr. Hulle sien moontlikhede raak. Hulle sien potensiaal raak. Hulle sien hoe dinge moet wees, nie hoe dinge net nou is nie. Juis omdat hulle weet wat God se wil vir ons hier en nou is. 'n Profeet lyk so 'n bietjie soos iemand wat skeel kyk, want sy een oog is op God gerig, op sy wil, sy planne, en sy ander oog is gerig op die omstandighede van die wêreld. So, hoe funksioneer hierdie gawe prakties in die kerk vandag? So nommer 1 wil ek dit baie duidelik maak dat ek glo dat hierdie gawe vandag nog moet funksioneer in die kerk en dat ons juis met ons ou beskouing van hierdie 5 gawes in die verlede die gawe van die profeet eintlik misken het, misgekyk het tot nadeel van die kerk. Ek glo dat daar mense in ons gemeente is wie se hoede oorwegend blou is. Hierdie lidmate is wonderlike gawes van God aan die gemeente, aan die kerk. Ek onthou toe ek 'n student was in 1998, was ek die leier, die diaken van studentekerk. En toe is ek die afgevaardigde ouderling na die synode sitting van die Wes-Kaapse synode. En daardie dae was dit nog daar in die synodesaal in Kaapstad. Baadjie en das was verpligtend. En die synodesaal het baie gelyk soos die parlement. En as jy 'n spreekbeurt gekry het, ek dink dit was 3 minute wat jy gekry het, dan was daar by die moderator, so langs die moderator se stoel was daar
2 liggies gewees, 'n rooi en 'n groene. En terwyl jy mag praat, was die liggie groen gewees en dan as daar 30 sekondes oor was, het die groen liggie begin flikker en as jou tyd verby was, het die liggie rooi gebrand en dan het hy begin flikker. Na 10 sekondes het hy eenvoudig die mikrofoon afgesit. En die saak op die tafel daardie dag was die kinders aan die nagmaaltafel. En die synode was verdeeld. Mense het met mekaar gestry daaroor. En toe staan Prof Flip Tron op. Hy was 'n ouderling afgevaardigde. Hy was op daardie saam een van my dosente aan die kweekskool. En ek glo tot vandag toe hy is een van die mees onderwaardeerde teoloë van ons tyd. 'n Ware man van God, 'n profeet, weet ek vandag. Hy was nie 'n suiwer akademikus nie, hy was eers 'n predikant in 'n gemeente voordat hy 'n dosent geword het. Maar briljant slim. En die dag het Prof Tron begin met sy uitleg van die woord en waarom hy geglo het dat kinders aan die nagmaaltafel hoort. En toe sy rooi liggie ingaan en hy moes klaarmaak. Het daar iets gebeur wat sedert daardie dag 30 jaar later nog nooit weer in 'n synodesitting gebeur het nie. Dat 'n mosie gekom van die vloer af dat hulle asseblief 'n Prof Tron moet laat klaar praat sonder enige liggies. En ons het almal die ervaring gehad daardie dag dat die Gees met ons as synode gepraat het en ons wou verder luister. Hy het die woord duidelik uitgelees sodat ons die pad vorentoe kan sien en die besluit daardie dag byna eenparig geneem is. Die kerk het vandag profete nodig. En dit is beslis nie net kweekskooldosent en daarna het ek dikwels in Bybelstudie groepe gehoor hoe mense wanneer ons wandel in die woord, hoe gewone lidmate sonder enige teologiese opleiding vir ons die betekenis van die woord net skielik oopbreek, sodat ons kan hoor wat die Heilige Gees op daardie moment vir ons wil sê. Dis mense wat deur die Bybel kan sif en dan kan onderskei wat God se wil vir ons hier en nou is. 'n Gemeente kan nie sonder sulke lidmate nie. En as jy dink dit moet altyd die dominee wees, het ek vir jou 'n verrassing. Jy maak 'n fout. Dit kan soms die dominee wees, maar dit is meer dikwels gewone lidmate met 'n baie besondere gawe as profeet. Profete het dit nie altyd maklik nie, hulle kry dikwels weerstand. Hulle moet baie keer ongewilde dinge sê. Hulle moet dikwels hulle vinger in die seerplek indruk en dan pyn dit. Maar sonder hulle sal ons nie die seerplek raak sien nie en sal die seerplek al meer ontsteek en later septies raak en dan kom die res van die kerk dit is agter wanneer die wond vrot begin stink. In die sprokie van die keiser se nuwe klere, julle ken mos daardie storie. Toe die koning kaal in die straat afloop en almal sê hoe mooi hy lyk, het die kind uitgeskree, maar die keiser is dan kaal. Dis wat die profeet doen. Sê baie keer die dinge wat die samelewing nie wil hoor nie. As jou hoed blou is, kry jy vandag die uitdaging om nie stil te bly nie. Al is dit hoe swaar. Ek weet soms bly profete stil want hulle dink almal sien wat hulle sien. Want vir hulle is dit so duidelik soos daglig. Maar as jy 'n profeet is, moenie stil bly nie. Soos met al 5 die gawes, natuurlik het elkeen van ons so 'n stukkie profeet in ons. Die Here praat mos met ons almal. In sekere situasies is jy dalk die profeet wat God aangestel het, geroep het, om sy wil bekend te maak. So wees sensitief vir sy stem. Baie keer moet ouers teenoor hulle kinders as profete optree, sodat hulle kan hoor wat God se wil is. Baie keer is dit een eggenoot wat teenoor 'n ander eggenoot moet wys waar God se pad langs loop. Ons is nie net profete deur wat ons sê of doen nie, maar deur wie ons is. Laat toe dat die Heilige Gees jou vorm, sodat hy jou kan gebruik. Amen. Kom ons bid saam. Heilige Gees, kom salf ons,
as konings en priesters en profete. Ja, Here, kom wys ons die pad wat ons moet loop. Here, en wanneer U ons in die besonder roep om op te tree as profete, en ons bang is, want ons is dikwels bang, Here, dan smeek ons van U, dat U ons sal vul, en dat U vir ons sal help om gehoorsaam te wees. Dankie dat U vir ons duld met hierdie wonderlike gawes. Dankie dat U dit aan ons toevertrou het, en dat ons dit mag gebruik tot U eer en U verheerliking. Ek kom bid, Here, dat U die profete in ons gemeente, in ons kerk, in ons land, dat U hulle stemme sal harder maak, soos 'n megafoon, sodat ons dit hoor. Want Here, soms maak sonde dat ons nie U stem lekker hoor nie. Vergewe ons daarvoor. Ons wil kom bid, Here, vir die pad vorentoe met hierdie kursus. Here, want ek het die ervaring dat U besig is om groot skuwe in ons gemeente en in ons harte te maak. Heilige Gees, kom loop U voor. Wees U die lig. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee, van nou af tot in alle ewigheid. Amen.